Daar is plekke in ons land waar stilte dawerend oor eens lewendige ruimtes val, waar boeke, beelde en verhale, die geheue van Afrikaans, stadig agter geslote deure kwyn en vergaan, waar name uit mense jeugenis verdwyn en geskiedenis uitgewis word. Hierdie geheue is onherhaalbaar en elke dag verloor ons stukkies van ons kom vandaan. Maar uit die as van vergetelheid sal die fragmente van ons geheue en geskiedenis versigtig bymekaar gemaak en stukkie vir stukkie in die lig saamgevoeg word. Dit is die enigste werkbare oplossing om ons Afrikaanse erfenis te bewaar. Want uit erfenis kom geheue en uit geheue kom kennis, wysheid en insig. Tyd is egter nie aan ons kant nie en ons durf nie langer talm nie. Weens die pandemie gaan dit vandag broekskeer by gewilde monumente en museums. Daar is baie kleiner museums wat werklik haglik is. Dit moet natuurlik ook bewaar word want dit sterf uit. Nalin huisves, 'n beraamde 3/4 miljoen items. Ek kan nie sien dat hierdie plek tot nul moet gaan nie. Ons kan dit nie bekostig nie. Ons het 'n droom, 'n oplossing. Ons droom van 'n huis waarin die erfenis van almal se Afrikaans bewaar word. 'n Veilige ruimte vir fisieke en digitale versamelings, gebou op meer as 'n eeu se bewaringswerk deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Ons droom van Afrikaans huis, waarin die stories van ons kom vandaan sal voortleef tot in lente van dae. Sonder dade bly drome egter net drome. En daarom benodig die droom jou stem, jou dade en jou bydrae. Deur saam te bou, sal Afrikaanse geheue nie net voortleef nie, dit sal floreer. Afrikaans huis, waar Afrikaanse geheue leef.